Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Markus 8, vers 27 tot 33. Kom ons lees saam. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom: U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Ons lewe met verskillende prentjies. Partykeer is dit oorgelewerde prentjies. Prentjies wat ons van iemand anders gekry het. Prentjies wat vir ons gegee is in ons vormingsjare. Baie keer deur gesagsfigure. Ons kultuur en ons nabye verhoudinge het 'n invloed op die vorming van hierdie beelde. Jesus vra 2 vrae aan sy disippels. Wie sê die mense is ek? En wie sê julle is ek? Eerstens, wat is die eksterne prentjies wat vir julle gegee word? Wat sê die ander mense? Dalk mense naby aan julle, van my en wie ek is. En dan het hulle dadelike antwoorde. So asof hulle gekondisioneer is met hierdie antwoorde. Hulle sê Johannes die Doper, Elia, 'n profeet. Miskien was daar byvoegings, my ma sê, die tannie langsaan sê. En miskien 'n vraag wat daarop kon volg, en stem julle saam? En hoe beïnvloed dit jou? Hierdie vrae is nie net vir die disippels nie. Dis vrae wat Jesus vandag nog aan ons vra. En hoe ons hierdie vrae beantwoord, bepaal hoe ons hom sien en hoe ons hom volg en hoe ons met die lewe omgaan. Wanneer Jesus hierdie eerste vraag vra, antwoord die disippels met verskeie antwoorde. Johannes, Elia, profete, met ander woorde, mense het respek vir Jesus. Hulle sien hom as 'n groot leier en leraar, maar hulle mis wie hy regtig is. Vandag is dit dieselfde. As ons mense vra wie Jesus is, kry ons verskillende antwoorde. Sommige sê hy was 'n wyse leermeester. Ander sê hy was 'n profeet. Party glo hy was 'n goeie mens met 'n belangrike boodskap. Baie glo hy was en is die Messias. Maar selfs sulke uitsprake en verstaan van Messias verskil van mekaar. Ons sien dit by Petrus. Hy sê U is die Christus. Maar sy opinie en sy verklaring van Christus is heeltemal anders as wat Christus in is, of Jesus in is. En Jesus sê, jy dink nie soos God nie, jy dink soos mense. Jy is gekondisioneer, jy is al so ver gevat, dat jou prentjies nie dieselfde lyk as myne nie. Is dit dat meestal van hierdie antwoorde nie die volle waarheid van Jesus is beskryf nie? Dit is moontlik om baie van Jesus te weet, sonder om hom werklik te ken. Dit is moontlik om hom as die Messias te bely, maar ons interpretasie van wat die Messias is en doen, is verwyderd van wat dit werklik is. Jesus draai dan na die disippels en vra die tweede vraag. En hy maak dit persoonlik. Hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? Dis nie nou net wat jy hoor nie. Wat voel jy? Wat dink jy? Wat is jou belewenis saam met my? Petrus antwoord, U is die Christus, U is die Messias. Maar toe Jesus sê hy gaan ly en sterf en na 3 dae opstaan, bestraf hy Jesus. So asof hy die mag het om daai autoriteit in te neem. Nee, dis nie hoe my prentjie lyk nie. En sy optrede bevestig dit toe hy met geweld Jesus se arrestasie wil stop. Dis nie hoe dit vir hom moet wees nie. Ek dink dit is die rede hoekom Judas ook Jesus verraai het, want sy prentjie van Jesus, hoe hy die Messias gesien het,
en wat Jesus gedoen het, was nie dieselfde nie. En hier is 'n lewensbelangrike oomblik. Hoe ek Jesus sien, hoe my godsbeeld lyk, beïnvloed alles in my lewe. Beïnvloed my optrede, my keuses, hoe ek na sukses toe gaan, hoe ek mag soek in my lewe, hoe ek saam met Christus reis, hoe ek saam met ander reis. Alles kom uit my prentjie of my godsbeeld wat ek het van die Here. Om Jesus as die Christus te bely beteken, hy is nie net 'n leraar nie. Hy is ons verlosser. Hy is nie net 'n profeet nie. Hy is die seun van God, maar ook God self. Paulus sê, die gesig van die onsigbare God. Hy is nie net 'n inspirasie nie. Hy is die Here wat ons roep om hom te volg. Ons antwoord op Jesus se vraag verander alles. As hy regtig die Christus is, dan vra hy van ons 'n lewe van oorgawe en disippelskap. Vraag, hoe antwoord jy? As jy hoor, wat sê jy? Wie sê jy is ek? Is dit op wat jy hoor, of wat jy self uit persoonlike belewenis sê? Want dis die uitnodiging. Die uitnodiging van Jesus is altyd om in 'n persoonlike hoedanigheid om te ken en saam met hom te leef. Ek los jou met dit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die hele tyd werk aan ons lewe. Wanneer U sê volg my, wanneer U sê wie is ek, wanneer U sê wat doen jy, wanneer U vra wat maak jy of hoekom huil jy, of al daai vrae is uitnodigings om meer van U te leer, meer van U te ken. En ek bid, Here, dat U hierdie prentjies en hierdie beelde van wie U is, meer en meer in elkeen van ons sal openbaar. In Jesus naam. Amen. Bewus te wees van die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware beeld van God, die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware